ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 382. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javasua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die 1860 Bybel wat Dr. Joseph Brian Rottenham geskep het. Ek het hom nie geskep nie, hy het hom geskep. Dis 'n 1611 King James Bybel wat hy gekom het en al die name soos God en Here en Christus en Jehovah en Yahweh en alles uitgehaal en net die name, die antieke oorspronklike Hebreëse name dan terugvertaal het. Nou wil ek dit net baie duidelik stel. Ons is geen nuwe Hebreëse beweging nie. Iemand het nou weer laasweek gesê, ons is 'n nuwe Hebreëse beweging. Sê ek nee, jy luister nie wanneer ek my boodskappe aankondig nie. Ons glo nie aan enige godsdienstige instansies se dogmatiek nie. Nie Hebreërs nie en nie protestantisties of katoliek nie. Al wat gebeur, ons bring die name terug. Soos wat Dr. Joseph Brian Rottenham dit teruggebring het, is in die oorspronklike vorm. Ons is nie volgens die Jab-beweging of die Sacred Name mense, die Hebreë mense. Ons hou nie die sabbate en die feeste en die maande en al die goed. Ons hou nie eers Paasfees nie. Ons glo nie eens aan Goeie Vrydag nie. Ons glo nie eers aan die opstandingsdag soos wat hulle kom dan weer aan Sondag nie. Gaan luister na my reeks op watter dag is Jesus gekruisig. Ons glo die woord, ons glo nie mense nie. En dis hoekom behoort ek vir 27, 28 jaar nou aan geen kerk of denominasie nie. Behoort aan die bruid van Javasua. En as ek verkeerd is, bewys my met die woord verkeerd. Goed, sou jy belangstel in die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenham version, ek het 'n paar van hulle beskikbaar. Jy kan my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://javasua.co.za. Soos jy bo kan sien. As dit dalk die eerste keer is dat u as 'n nuwe kyker na hierdie reeks kyk of luister, u is verskriklik welkom. Altyd. Gaan na deel 1 begin voor. U het 'n magdom inligting gemis. Vir u as 'n nuwe kyker is dit ook uiters noodsaaklik dat jy moet inteken op die YouTube kanaal, met ander woorde subscribe, sodat jy al die verskillende kennisgewings van ons boodskappe kan ontvang, die studies waarmee ons besig is. Hierdie reeks is lewensveranderend, skryfblok en pen en 'n 33 Bybel, of 'n Restoration of the Original Sacred Name Bible, of 'n 1611 King James Bible. Uiters belangrik, dit gaan u help. Kom ons bid saam. Wat 'n voorreg is dit vanmôre, Vader, om as die gesalfdes van Javasua by mekaar te wees. Halleluja. Dis nie net die leierskap wat gesalfdes is nie. Dis elke boetie en sussie. Halleluja. Elke boetie en sussie. En ons het nie 'n denominasie wat leierskap het soos in terme van 'n uitvoerende raad en al daai goed. Nee, die leierskap is elke gesalfde van Javasua wat die evangelie bedien. Baie dankie vanmôre dat ons as Javiste en deel van die universele bruid van die wêreld by mekaar kan wees tydens hierdie Bybelstudie. Dat u met ons die brood van die lewe deel en ons voed met die manna van die waarheid. Die manna van die waarheid. Ek bid vanmôre, raak elke krankie aan, Vader. Elkeen wat 'n behoefte is, voorsien. Elkeen wat probleme het, sorteer dit vir hulle uit. Voorsien in elke behoefte in die rykdom van die genade. Hulle wat nie eers dalk 'n stukkie brood het vandag nie, op 'n bo-natuurlike manier, voorsien vir hulle, Vader. Voorsien vir hulle in die naam Javasua. Dankie dat ons vanmôre na die troon van genade kan kom en weet
dat U deur die Ruach HaKodesh en die bo-natuurlike genadebloed van Jahvashua vir ons omgee as Jahviste. Maak ons rustig in ons gees, terwyl ons die woord gaan ondersoek. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Elke Jahviste sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir U weer 'n wonderlike seën tydperk gaan wees. Alhoewel dit net so verbygaan, maar dit is 'n oomblik waar dit ons tot nadenke bring. Maar Vader, in hierdie kwartuur, 15 minute, 10 minute, net die woord lewend maak in ons midde. Hy sê in Spreuke hoofstuk 21 vers 5. Hy sê die planne van die vlytige is net tot sy of haar eie voordeel. Die planne van die vlytige is net tot sy of haar eie voordeel. Maar elkeen wat oorhaastig is. Nou, die planne van die vlytige is nie iemand wat verkeerd is nie. Vlytig is om met jou hande te kan werk, goed te kan skep. En jy het ook nie net nodig om met jou hande vlytig te wees nie, die ander is weer vlytig met hulle gedagtes, met hulle sielsdimensie, met hulle skepingsvermoë. Hulle kan goed doen wat ander mense nie kan doen nie. Die wat met die selfone, hulle is vlytig. Van die kinders vandag. Jy sukkel jou dood om iets te doen met die selfoon, dan kom my kind net so tik 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 tik. Daar werk hy. Dit is vlytig. Die woord vlytig vir my is ook kunstig. Die planne van die kunstige, ek wil sê die opgeleide, van die ewig, want om vlytig te weet, jy moet 'n meester wees van dit wat jy doen. So ons Jahviste, wat sê dat Vader ons in sy woord kom bemagtig het. Ons is veronderstel om vlytig te wees in die woord, maar hy sê, dit is net tot voordeel. Ek sê hakies van sy of haar eie voordeel, maar ook vir die koninkryks voordeel. Jy weet, die meer ek en u in die woord studeer, die meer ons tyd insit in die bo-natuurlike geopenbaarde woord, die groter voordeel is daar vir die koninkryk van Jahwe. Ek het nou gehoor oor die tydperk van die Paasnaweek, wat niks met ons te doen het, dit is 'n heidense naweek. Want Jahvashua is nie die Vrydag gekruisig nie, hy is al die Woensdag gekruisig. Die oggend en hy 3 uur gesterf in die middag, hy is voor son onder Woensdag begrawe. Vrou, wat sê jy? Wel, kry my lesing, my YouTube boodskap, op watter dag is Jesus gekruisig, en as jy dit nie het nie, vra my, dan gee ek vir jou die kontak, die link, dan kan jy gaan luister. Daar's 5 afdelings. Snaaks, ek het hoeveel pastore en predikante gekry wat al gevra het vir die link en gaan luister, hulle kom nooit terug in nie. Nee, hulle sal nie oor dit praat nie, tensy dit mense is wie waaragtig die waarheid wil weet. Wie regtig moeg is vir kerkleuns en tradisionele en godsdienstige teologiese leuns. Mense wat by die waarheid van die woord wil uitkom. Daar is sikkers, maar hulle is in die minderheid. Die planne van die vlytige is net tot voordeel, sy eie voordeel. Maar wanneer ons vlytig is in kennis, in die bo-natuurlike geopenbaarde woord, waarin ons bekwam. Want deurdat ek my kan bekwam, kan ek vlytig word. Ek kan 'n professionele persoon word. Ek en u kan 1 word, of 2 word, of 3, of wie mee gereken moet word, in dit wat ons doen. En dis hoekom ek is altyd, ek wil nie sê verbaas nie, want dit verbaas my nie meer nie.
as ek sien hoe vlytig die nuwe studente is, wel en die ou studente, vanaand praat ek van die nuwe studente, net wanneer hulle inskryf by die Bible College. Hulle is vlytig, hulle kan nie genoeg kry nie, hulle sit die ure in. En dan hou hulle net aan. Hulle hou net aan. Ek dink aan broer Dennis en Suster Estelle, joh daai, en Martin, en Ermelo. Hulle is die ure wat hulle insit, en dan is daar natuurlik ander ook. Van die begin af, mense sal dink dit, hulle sal bietjie spoed verloor, afslek. Nee, hulle is in die bonatuurlike geopenbaarde woord. En dis manne en vrouens wat dalk 'n bietjie jonger as ek is en dalk 'n bietjie ouer as ek is. Kan jy dit vir iemand verduidelik? En dan dit natuurlik ook ons jong studente. As ek sê jonk, waar 18, 20 jaar oud, wat tot die geopenbaarde woord gekom het, wat Jaffa mee besig is, wat in opleiding is, om pastore te word, in tyd om te kom, as Vader lewe en gesondheid spaar. Die planne van die vlytige is net tot voordeel van die koninkryk van Jafashua. Maar elkeen wat oorhaastig is, kyk na my vingers, en sonder die oorleg van die Ruach HaKodesh optree, oorhaastig. Daar's 'n gesegde in die Afrikaans, 'n baie mooi een wat sê, 'n haastige hond verbrand sy mond. En jy kry baie keer mense wat oorhaastig is. Hulle is oorywerig, meer dan oorhaastig. En daar's nie fout daarmee nie. Dit is die entoesiasme. Vanaand wanneer ons by die bonatuurlike geopenbaarde woord kom, dis daai eerste liefde. Kan jy onthou toe jy jou girl die eerste keer gesoen het? Sissie, kan jy onthou toe hy jou die eerste keer gesoen het? Jou eerste boyfriend? O nee, dis te lank ons. Nee, ag, nonsens man. Ons onthou dit. Kan jy dit onthou? Kan jy onthou die eerste keer tot jy die geopenbaarde woord gekom het? Dis iets wat jou nooit gaan verbygaan nie. Hoekom? Want dit leef in jou gees. Deur die Ruach HaKodesh. Die planne van die vlytige is tot voordeel van die koninkryk van Jafashua ook. Maar elkeen wat oorhaastig is en sonder die oorleg van die Ruach HaKodesh optree, kom net tot gebrek. So as dit is dat ons oorhaastig is, omdat ons vlytig is, omdat ons tot die nuwe geopenbaarde evangelie van Jafashua gekom het. Ek sê nou nuwe, maar dit is eintlik die oudste evangelie wat daar is. Want dit is die evangelie wat Jafashua gepreek het 2000 jaar gelede. Vir die bruid van Jafashua verklaar die bonatuurlike geopenbaarde woord. Luister, hier's 'n belofte vanmôre vir elke Jafis, elke een wie deel van die bruid van Jafashua in die wêreld is. Wees stil en aanskou die wonders wat ek, Jafashua, vandag vir jou gaan doen. Halleluja. Hier's 'n belofte om op te staan. Om hierdie dag vierkantig in die oor te kyk en sê, ek is 'n oorwinnaar. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jafashua wie my krag gee. Wees stil en aanskou die wonders. Jy weet, baie keer wil ons maak en breek en ons wil verander en ons is oorentoesiasties, oorywerig. Ek het nooit in my lewe gejag nog nie, maar ek het al baie keer gekyk, veral in Alaska. Ek is baie lief vir daai video's waar hulle bly, daai mense in die rep natuur tem, en hulle van daai takbokke en mooses, hulle moet skiet om te lewe, hoe daai jagter daai bok bekruip. Jy weet, eerstens is sy kleredrag is van so 'n aard dat die bokke kan hom nie raak sien nie. Hy meld in, hy vloei in met die omgewing, die kleur van die omgewing. En dit is wat nodig is baie keer.
om daai bok te kan skiet, so daar kos op daai ou se tafel kan wees, is dat hy moet invloei met die klere om hom. En ons moet invloei met dit wat Jaffa vir ons wil doen, en hoe hy vir ons wil gebruik, en hoe hy ons wil leer en lei deur die Ruach HaKodesh. Nou Jaffa's, die woord sê vandag, die belofte is, wees stil en aanskou die wonders. So met ander woorde, sit net bietjie stil en kyk. Die woord sê, maak al julle gebede, al julle behoeftes bekend in smekinge en gebed. En dit meen nie, ek moet op die grond val en ek moet my hande slaan en ek moet, nee, jy kan stil wees voor hom en ervaar net die salwing van die Ruach HaKodesh. Ervaar net die uitkoms, het sy vir genesing of probleme of wat ook al. Ervaar dit net. Hy sê, wees stil en aanskou die wonders wat ek, dis Jafashua vandag vir jou gaan doen. Kom ons aanskou ook, terwyl ons stil is, waar dit moontlik is, waar ek en u ook die saad van die lewe kan saai. Tot môreoggend as Vader lewensgesondheid spaar. Maranatha, Jafashua kom weer. Halleluja.